My naam is Louis Reynolds en ek kom van Ceres omgewing. Die maatskappy vir wie ek werk is Fruitful Crop Advice. En ja, die werk wat ons doen is bemesting, hoofsaaklik bemesting aanbevelings. Ons is onafhanklike adviseurs, so ons konsulteer en ja, die hoofdoel is om voeding, spesifiek vrugtebome, en meestal is dit appels, ja, in die omgewing van Ceres en Langkloof in die Vrystaat. So die bedryf in die laaste 5 jaar het eintlik dramaties verander en dit is hoofsaaklik met die hele GIS, presisiestrooiery, wat eintlik al lankal in die graan en die mielies van toepassing is, want daar is stroopers wat oeskaarte het, maar in die vrugte het ons altyd 'n bietjie agtergebly daar, omdat ons nie sê maar die verwagte oeskaart kon hê, of ons het nie so seer met die NVI beelde en die drone beelde en goed gewerk om die groei te varieer. So in die laaste 5 jaar is eintlik baie interessant en het die bemestingsbedryf en die vrugtebedryf baie verander ten opsigte van bemesting. So ek het basies 5 jaar terug met Red Ant se toerusting betrokke geraak en spesifiek nou hulle presisie strooier, so die produsente terugvoering oor die Red Ant se toerusting is baie positief. Hulle sê dit is eintlik maklik om daarmee te werk. Vat nie baie lank om die programme te skryf nie, want dit is een deel van presisieboerdery is dat jy kry pragtige foto's en kaarte, maar as jy by einde van die dag dit nie kan uitvoer en terugbring na die boer toe en die bemesting gee waar dit nodig is nie, dan het jy 'n probleem. So wat lekker is van die Red Ant toerusting is maklik en is vinnig, want die meeste van die ouens se tafels is ook vol, klomp goed wat hulle moet doen en hulle kan maklik die produkte toedien wat hulle moet toedien. Waar ons in die verlede per blok aanbeveling gedoen het, so jy het die hele blok wat kan wissel van 0,5 hektaar na 10 hektaar toe, het jy vir een blok presies dieselfde NP en K toegedien en miskien as 'n kolle was wat jy kon sien visueel, sou jy daai kol dalk anders aangespreek het in terme van bemesting. Maar die afgelope 4-5 jaar met die toerusting wat daar is, gebruik ons dronebeelde en ons gebruik satellietbeelde om vir ons die groeikrag te verifieer van 'n blok. En dan daarna kan ons dan volgens die beelde stikstof variërend toedien, waar sekere kolle niks stikstof sal kry nie, sal ander kolle 250 kg KN teenoor 0 KN kry. Afhangende dan van die groeikrag en dan ook met die verwagte oeskaart kan ons dan nou fisies toedien, so hoe bemesting werk, veral stikstof in die naasfase waar jy graag die stikstof wat verwyder is met die oes wat verwyder is, wil jy graag terugsit in die boord. En omdat ons nou kan sien dat die oes kan nog baie varieer. Ek bedoel, hier is 'n blokkie op Nooit Gedag self waar dit begin het waar hy van 40 na 150 ton 'n hektaar gewissel het. So jy kan vir die 40 ton kan jy gee hoeveel stikstof daar verwyder is en jy kan vir die 150 ton die stikstof gee wat daar verwyder is. Waar in die verlede ons net een aanbeveling vir die hele blok se gedoen. Wat se gemiddeld sou gewees het, sê maar 80 ton 'n hektaar. So mense het kaarte en goed waarvan op jy werk, maar om op 'n kaart te gaan en te sê ry 5 van boom 10 na boom 20 moet gestrooi word of moet uitgemerk word wat gestrooi moet word, is moeilik en dit is te tydrowend. So as jy 'n stelsel het wat jy van 'n GPS af kan werk en dit inlaai en die twee, sê maar die dronebeelde of die satellietbeelde of die oeskaartbeelde kan mekaar praat, dan maak dit die lewe baie meer eenvoudig, veral en is baie minder tydrowend. Die belegging is 'n langtermynbelegging en dit vat tyd voordat jy resultate sien, want 'n vrugteboom is anders as graan en groente wat 'n vlak wortelstelsel is, 'n permanente gewas. So tipies wat gebeur oor tyd is dat 'n mens afskaal met bemesting, minder en minder gee, want die groei raak dalk te geil of die behoefte in die mark is dalk 'n beter gekleurde appel wat minder stikstof benodig of laer stikstof gee vir beter kleur, maar die hoofdoel is om die blok meer uniform te kry, want een boom soos die ander boom lyk selfde hoeveelheid vrugte, selfde kwaliteit vrugte, dan is dit baie makliker om dit te bestuur. As jy een boom het wat vol vrugte is, die volgende 3 bome is leeg, dan die boom met vol vrugte het gaan goeie kwaliteit, dit gaan goed stoor. Hy boom wat leeg is wat op 5 of 10% van die hoeveelheid vrugte, daai vrugte gaan nie lank storie. So die hoofdoel is om minder variasie in die boord te hê en ons doel waarvoor ons mik is om minder as 15% variasie te kry. En die voordeel is van dronebeelde as jy kan jaar op jaar sien wat was die blokkie vorige jaar en jy kan sien hoe hy varieer het tot die volgende jaar. So jy kan sien hoe dit beweeg. So ons sien verseker minder variasie, maar dit vat tyd. Dus jy laat jy in 1 jaar van 'n 25% variasie na 15% variasie aanpas. Dit is wat oor 'n langer termyn 3 of 4 jaar gaan dit seker neem.